Amen. Amen. Ag Ruben, sal jy asseblief my foon net vir my nader bring, dat ek net my notes het. Soos ek jou dalk nog nie gegroet het nie, van my kant af ook goeiemôre. Dis regtig 'n voorreg om saam met jou in die huis van die Here te wees en saam met jou in die teenwoordigheid van die Here te wees. Amen. Mag ons onthou dit wat ons sing. Mag ons vashou aan hierdie waarheid. Die woord van die Here sê ons moet mekaar bemoedig met geestelike liedere, psalms en gesange ook. Mag hierdie waarhede regtig in ons harte resoneer. Nou blaai asseblief saam na Romeine hoofstuk 14 toe. Romeine hoofstuk 14. Kan ek net so vinnig sien, is julle alright met die ligversorgers, met hulle bietjie sagter, bietjie minder, bietjie meer? Is julle okay? So far so good, dit lyk vir my alright. So as jy regtig warm kry, gaan staan maar bietjie nader aan die deur. As jy regtig koud kry, vra maar vir iemand om bietjie op te skuif, sit maar bietjie nader. Dis ook alright. So Romeine hoofstuk 14. Voordat ons hierdie gedeelte lees, so bietjie net die prentjie van die kerk in Romeine. Dis bietjie anderster as die ander briewe wat Paulus skryf, so byvoorbeeld Galasiërs en Korintiërs, Efesiërs, al hierdie is wat Paulus plant. En nadat hy hulle geplant het, gaan hy verder en dan skryf hy vir hulle briewe terug. So hy ken die mense daar, hy weet wat daar in die gang is, hy spreek spesifieke goede aan. Romeine is Paulus hoop om nog soontoe te gaan. Paulus het gehoop dat hy op 'n volgende sendingreis daartoe sal gaan. So hy skryf so 'n bietjie anderster, jy kan dit baie duidelik sien. Paulus praat mooi met die ouens in Rome. Maar dit is belangrik om te weet dat op hierdie stadium is daar meestal nog huiskerke in Rome. En omdat daar nie een gesamentlike byeenkoms is nie, is daar ook 'n sekere leemte wat dit aanbetref. En daar is nie noodwendig eenheid in hierdie gemeente, is hierdie huiskerke nie. En die een doen dinge so en die ander een doen dinge so. En Paulus probeer hulle help om mekaar te verstaan. Hy probeer hulle nader bring aan mekaar. En in Romeine 14 het ons waarskynlik, na my mening, een van die, indien nie die nie, belangrikste beginsel vir eenheid. Vir eenheid in jou gemeenskap, vir eenheid in jou huis, vir eenheid by jou werk, en natuurlik ook vir eenheid in die gemeente. En hoe ons dit gaan doen is, ons gaan hierdie eerste 12 verse lees, want hulle is belangrik, dis lê die fondasie. En dan gaan ons die res van Romeine 14 so 'n bietjie bestudeer om beginsels te kry oor hoe is ons veronderstel om hierdie dinge aan mekaar te sit. En dis belangrik om te weet dat in hierdie seisoen was daar van die gelowiges wat Jode was. En daar was van die gelowiges wat heidene was. En so let op die verskil. So die Jode is almal wat uit Israel uit, nee, meer spesifiek Juda en Benjamin, dis die twee stamme waarvan ons weet, die ander 10, ek so 'n bietjie nog terug gaan. Abraham, Isak, Jakob, daar was 12 seuns. Daai 12 seuns word 12 stamme. 10 van hulle is in diaspora, ons weet nie waar hulle is nie. 2 van hulle, Juda, Benjamin, hulle is vandag die Jode wat in Israel is. En so in Rome is van die ouens Jode en van die ouens heidene. En heidene is al die ander nasies. En nou is hier 'n armdruk, 'n groot gestoei, want die ouens wat van Benjamin en Juda afkom, die Israeliete, hulle sê nee, daar is een dag wat baie belangriker is as al die ander dae, en hulle noem dit die Sabbat. Hulle sê nee, die Jode sê nee, die voedselwette is krities belangrik, en dan gaan hulle terug Levitikus toe en sê, daar is goed wat ons mag eet, en daar is goed wat ons nie mag eet nie. En nou is hulle na hierdie huiskerke, en daar is nie eenheid nie. En jy sou verwag om hierdie eenheid aan te spreek, sal Paulus 'n goeie teologiese uitleg gee, en hy doen dit veral in Galasiërs, doen hy dit baie goed. Maar in Romeine 14 kom Paulus van 'n ander kant af. 'n Manier van leef, wat ek hoop jou hart uitdaag, soos wat dit my hart uitgedaag het al vele kere. Die verrykende implikasie van Romeine 14, help my en jou om te verstaan dat daar's nog iets op die weegskaal. Daar is nog iets om te oorweeg, soos ons ook saam as gelowiges wandel. En so begin my om vir jou vinnig die fondasie te lê. Hy begin so in Romeine 14 vers 1. Hy sê, en neem hom aan wat swak is in die geloof, om nie oor sy gevoelens te oordeel nie.
Hy sê die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet net groente. Nou al die oorblodgroepe, julle kan maar amen sê, is nie. Dis kom ons braai. Dis want hy wat swak is, eet net groente. Nou begin hy begin hierdie redenasie, hy begin hierdie beginsel. Hy sê, maar hy wat eet, moet hom wat nie eet nie, hy moet hom nie verag nie. En hy wat nie eet nie, moet hom wat eet nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander een oordeel? So hy bring 'n bietjie perspektief. Hy sê hy staan of val nie met betrekking, of hy vra die vraag, hy staan of val met betrekking tot sy Heer. Maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. So bly nou by my, Paulus gebruik hierdie voorbeeld. Hy sê, wie is jy wat 'n ander een se huisknegt oordeel? Hy sê, daardie ou se huisknegt word geoordeel deur sy Heer. Hy sê, maar moenie worry nie, hy gaan nie val nie, want God sal hom laat staande hou. Met ander woorde, wat Paulus kommunikeer is, daar's huisknegte en daar's 'n Heer. En wie's die huisknegte? Ek en jy. En wie's die Heer? God. Nou begin hy verduidelik. Hy sê die een ag die dag bo die ander. Die ander ag alle dae gelyk. Hy sê laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie, ook tot eer van die Here. En wie eet tot eer van die Here, en hy dank God. En hy wie nie eet nie, hy eet ook nie, tot eer van die Here, en hy dank God. En so Paulus probeer hier die prentjie bring, hy probeer van hier die ander kant af kom, hy sê, al twee hierdie huiskerke probeer God verheerlik deur wat hulle doen. En dan vers 7, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. En hier is die punchline in vers 8. Hy sê, want as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Sal jy asseblief dit saam met my sê, ons behoort aan die Here. Daar is knegte en daar is 'n Heer, en voordat die knegte te hard met mekaar werk, onthou liewerster, wie is die Heer? En dis nie ek nie, en dis nie jy nie. En ons behoort nie boor mekaar te wil heers nie. Hierdie is baie, baie belangrik. Ek lees verder vir jou, sê, want hieroor het Christus ook gesterwe, opgestaan, weer lewend geword, om oor die dode, sowel as die lewende te heers. Maar jy, dis nou ek en jy, waarom oordeel jy jou broer? Of ook jy, waarom verag jy jou broer? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Dis krities belangrik. Elke een van ons gaan staan voor die Here. En sê, want daar staan geskrywe, so verragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself rekenskap gee. Net die fondasie. Krities belangrik. Dat soos ek en jy woel in hierdie lewe, soos ons ernstig raak oor God, soos ons meer van hom in ons, het ons altyd hierdie geneigtheid om ons te kyk, terwyl Romeine 14 sê, dis belangriker om in jou te kyk. Wil jy in eenheid wandel? Ek hoop so. Jy weet, ons word geroep tot eenheid. Efesiërs veral. Efesiërs hoofstuk 2. Sê Psalm 133 nie, God gebied sy seën daar waar daar eenheid is nie. Eenheid is vir God belangrik, dis 'n plek waartoe ek en jy geroep word. En ek hoop ek kan so 'n bietjie hier binne in jou iets uitdaag, dat dit gaan nie oor wie's reg en wie's verkeerd nie. Dit gaan oor wie's bereid om diensbaar te wees. Wie is bereid om te sterf vir homself, sterf vir haarself, om die ander een hoër te ag as ek, sodat ons ook in eenheid kan wandel. En hoekom? Wat is die een beginsel? Ons is almal maar net huisknegte aan dieselfde Heer. En die huisknegt kan nie vir die ander huisknegt sê, jy presteer of jy presteer nie. Die Here praat met die huisknegte. En so deurlopend, soos ek hierdie woord met jou hart bedien, is dit regtig my gebed, dat hierdie vuur wat binne in jou is vir die Here,
al meer brandend sal wees, omdat jy weet jy behoort ook aan die Here. Maar dat jy sal verstaan en jy sal hoor, vir my en jou om regtig in eenheid te wees, gaan ons hier die volgende beginsels moet snap. Hy gaan verder in Romeine 14 vers 13, so ons gaan Romeine 14 deur en sommer net die eerste versie van 15. Maar hy sê dit in vers 14, so hy redeneer dan nou verder. Hy sê, laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer, wat moet ons besluit? Om nie die broer 'n hindernis of 'n struikelblok in die weg te lê nie. Nou 'n paar opmerkings, hierdie is baie belangrik. Hy sê, laat ons mekaar nie meer oordeel nie. Nou daar's die een versie wat die wêreld baie goed ken, wat in die Bybel staan. Hy sê, jy moenie oordeel nie. Nou let op. Dit beteken nie, ons moet goed wat verkeerd is reg praat en goed wat reg is verkeerd praat nie. Dit is nie wat dit beteken nie. Dit beteken, onthou jy is die dienskneg en hy is die Heer. So ek en jy bepaal nie wat reg en verkeerd is nie. God bepaal wat reg en verkeerd is. Dis wat dit beteken as hy sê, moenie oordeel nie. Die implikasie is ook dit, wanneer jy kies om met iemand te praat, onthou nie van bo af op hom neer te kom nie, of van bo af op haar neer te kom nie. Dis baie belangrik. Diensknegte praat met mekaar soos diensknegte. Ons kom staan langs mekaar en hak in by mekaar, want ons oordeel nie. Maar nou hier's die belangrike een, hier's die groot ene. Ekskuus, ek is bly julle sit ver vanmôre. Genade, innest. Wonder of ek opgewonde is. Hy sê, as jy besluit liewerster dit, om nie die broer 'n hindernis of 'n struikelblok in die weg te lê nie. Nou dis die volgende dinamika, wat op die skaal gesit word, soos ons wandel saam met die Here. Jy sien, skielik is die vraag nie, het ek die reg om dit te doen of nie? Die vraag is, gaan dit dalk vir my broer 'n struikelblok wees? Nou is julle baie stil. Kan ek met julle 'n storie deel uit my eie lewe uit? Nie om oor myself te praat nie, maar in die hoop dat die beginsel regtig by jou sal huis toe slaan. Nou ons het nou al hieroor gepraat. Julle weet, ek hou van karre. 'n Mooi kar is daarom net mooi. En gister was vreeslik mooi geweest. Daar was baie mooi karre. En dit gebeur so, ons wonder, want ek sien 'n kar, en ek sien ek kan hom net bekostig, en ek wil hom vreeslik graag hê. En ons doen wat ons veronderstel is om te doen, en ons gaan bid. En ek en Karla bid elkeen apart, en ons kom by mekaar, en die Here sê vir beide van ons, nee, ons kan nie die kar koop nie. En ek sê, Here, maar ek wil verskriklik graag hierdie kar nie. Ek vertel die Here hoe lig is hy op brandstof en hoe goedkoop is die dienste. Dis 'n hengse bargain. Jy weet, en ek het tot die pryse bietjie af. Ek is besig, man. Ek gee my beste. Die Here sê, nee, jy kan nie die kar koop nie. En seker 'n maand, 2 maande daarna, lees ek Romeine hoofstuk 14. En terwyl ek dit lees, herinner die Here my aan daardie oomblik. En daardie oomblik het die Here gesê, nee, nie omdat die deal bad is nie omdat die kar my so moeilikheid gee nie, omdat wat ook al dit sou wees, sou vir iemand 'n struikelblok wees. Liewe kind van God, vanoggend is 'n oproep. Vanoggend is 'n oorweeg ook die volgende. In jou wandel saam met die Here, voordat jy optree, voordat jy jou mond oopmaak, voordat jy net leef, oorweeg vir 'n oomblik. Hoe sal my optrede die volgende ou raak? Sal dit miskien 'n struikelblok wees, dit wat ek doen? En wanneer dit is, dan sê die Bybel vir ons, moet dit asseblief nie doen nie. Moenie vir jou broer 'n struikelblok wees nie, moenie vir hom 'n hindernis wees nie. Ek kan onthou, nou gaan ons leraars forum, ons gaan nou as pastore en dominees, ons gaan nou 'n jaar afsluiting hê in Standerton,
En nou is die vraag op die tafel, mag jy ouens nou wyn drink of nie? Nou, ek wil vir jou sê, wat my aanbetref is die antwoord altyd nee. As jy wonder daaroor, los dit liewerster. Ek preek graag algehele onthouding, is nie vir my moeilik om dit te preek nie. Ek hou daarvan om dit te preek. En op die einde van die dag, dus na Matteus 7 toe gegaan, Matteus 18 vers 7 toe gegaan, wat sê, wee die wêreld weens die struikelblokke. Hy sê, want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke sal kom, maar wee die mens, deur wie die struikelblok kom. En ons kon as manne sê, dis liewerster beter, kom ons kuier liewerster nie saam met die wyn nie. Liewe meneer, mevrou, jy gaan nog 'n paar moeilike besluite in jou lewe moet neem. As nog 'n paar kritiese oomblikke, wat jy gaan moet staan. En dan wil ek graag hê, jy moet my stem hoor, jy moet dink aan hierdie oggend, jy moet dink aan hierdie oomblik, en jy moet jouself die vraag afvra, is dit nie miskien my geleentheid, om liewerster nie 'n struikelblok te wees vir iemand nie. En daardie oomblik van toring, en soms selfs heilige toring, wat ek my mond wil oopmaak, dan wil ek vir jou sê, wees paraat. Hou jou gedagtes oop, hê iets anders op die weegskaal. Ook dat ek en jy nie vir iemand anders 'n struikelblok sal wees nie. Dit is krities belangrik as ons in eenheid sal wandel. Hy gaan verder in vers 17 van Romeine 14. Hy sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar is geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. En so ek wil sê, mag ons onthou wat belangrik is, sodat ons ook in eenheid kan wandel. Daar sal altyd klein goedjies wees, waaroor jou gemeenskap met jou gaan verskil, waaroor jou huis met jou gaan verskil, waaroor selfs jou kerk met jou gaan verskil, maar die vraag is, kan ons onthou, wat is genuine belangrik? Want hy sê, die koninkryk van God is nie spys of drank nie. Dis nou wat hy nou gesê het. Hy sê, die een wat eet, hy eet nou al die vleis, nê? En die een wat nie eet nie, hy eet net groente. Hulle al twee probeer die Here verheerlik in wat hulle doen. En daarom sê Paulus, die koninkryk gaan nie oor eet of nie eet nie. Dit gaan nie oor die een dag hoor is die ander dag nie. Wat is die belangrike deel? Wat is die groot deel? Is die geregtigheid. Dus jy moenie mense skade maak nie. Moenie mense ontneem van iets nie. Laat geregtigheid, reg en geregtigheid, laat dit geskied. Nie alleen dit nie, maar ook vrede. Dis belangrik. Dis belangrik dat ons as gemeente bekend sal wees as 'n gemeente van vrede. In die gemeenskap mag ons vrede najaag. Dis krities belangrik. Dis belangrik dat ons sal deel met ons wonde en ons seer kry. Ons trauma en ons tenakominge, sodat ons ook in vrede met mekaar kan saamleef. Ek wil sê, dis vrede is nie 'n people's pleaser bedryf nie. Vrede is 'n God gegewe beginsel. Dit is belangrik, dat wanneer iemand wegloop van jou af, hulle sal weet, dat jy jouself ook sien as 'n medediensknegt onder een Here, en hy is die een met die laaste sê, en ons is almal die wat saamwerk, ons behoort in vrede saam te wandel. Nie net dit nie, maar blydskap in die Heilige Gees. Het jy geweet, blydskap in die Heilige Gees is baie beter as blydskap vir die karre? Het jy geweet? Blydskap in die Heilige Gees het niks te doen met dit wat daar buite gebeur nie, en alles te doen met dit wat hier binne gebeur. Dit beteken dat ek is so dankbaar en so bly en so opgewonde. Ek is bly in die Heilige Gees. Dis hoekom ons ook soms in die Gees lag. Want ons vind ons blydskap in die Heilige Gees. Dis hoekom ons kies om daar te wees vir mekaar, ten spyte van ons eie moeilike omstandighede. Pastoor, kan ek vir mense goed wees om my, al is dit nie noodwendig goed om in my omstandighede nie. Ek wil vir jou sê, as jy jou blydskap kan vind in die Heilige Gees, dan kan jy. Paulus het die hele tyd hierdie dryf. In 1 Korintiërs 9 praat hy van hierdie wedloop wat hy wil voleindig en met doelgerig hardloop. En dan sê hy dit, hy sê, maar ek kastei, daardie is dissiplineer, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het,
selfverwerplik sou wees nie. Ek kan onthou altyd, as kinders, dan wys ons vir mekaar vinger, nê. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dan is jy stout. En dan is jy boetie ook stout. Dan is dit wie ever ook al eerste by mamma en pappa kan uitkom, jy weet, hy voel hy kan wen. Jy weet, en dan wys ons mekaar vinger. Nou Kobus Jalm, hy het altyd gesê, jy moet kyk as jy daai vingers so wys. Daar's 3 ander vingers op daai hand en hulle wys terug. En dis maar wat Paulus wil sê. Hy sê in jou poging om ander te help, en ons moet mekaar natuurlik help. Hy sê in jou poging om God te verheerlik, hou een ding in gedagte. Kastei jou liggaam, let op jouself, pas op, dat soos wat jy verander preek, jy nie moontlik selfverwerplik sou wees nie. Daar's hierdie deurlopende audit wat in my en jou lewe aan die gang moet wees. Hierdie deurlopende inkyk en te sê, hoe is ek? Is ek lief genoeg? Is ek regverdig? Jaag ek vrede na? Het ek die blydskap van die Here in my? Hierdie goed moet swaar weeg. Is dit wat ek besig om te doen moontlik vir iemand anders 'n struikelblok? Is so belangrik. Nie alleen behoort ons versigtig te wees dat ons nie struikelblokke is nie. Nie alleen behoort ons te onthou wat belangrik is nie. Maar ek en jy behoort ook, hoor mooi wat sê hy, na te jaag die vrede en die onderlinge stigtinge. Hy sê dit in vers 19, hy sê, laat ons dan najaag. Met ander woorde, maak 'n groot effort. Nee, weet jy, hoe lank terug het jy iets nagejaag? Ek moet julle 'n cool triek leer, as julle weer vir Ewald sien, ek het vir Reinou geleer. So Ewald het van laaste week, nou staan hy so by my, en hy sê vir my, kiwi, dan moet ek hom nou najaag, en dan hol hy die hele vlak vol, kiwi, daar's groot effort daarin hoor, ek sê maar net, ek word vinnig moeg, en ek soek eintlik graag 'n aflos, so dan leer ek maar die jong manne, dat hulle hom ook so 'n bietjie kan rondjaag, en daai energie kan uitkry, maar jy sien, daar's 'n groot verskil, om passief toe te laat dat iets maar net gebeur, en om iets na te jaag. Om dit na te jaag beteken, sit 'n baie groot effort in. Hy sê, gee jou beste. Vir wat? Laat ons najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. Jaag na wat tot vrede en onderlinge stigting dien. Oorweeg vir 'n oomblik net saam met my die verrykende implikasie van net daardie 2 stellings. Sit 'n groot effort in. Is ons daar? Is dit so in ons optrede en ons gedrag? Vrede, onderlinge stigting? Kan ek dit probeer maklik maak? Hy sê, maak seker, wanneer iemand jou sien, hulle is bly om jou te sien. Maak seker as jou kar inry by die kerk, is daar iemand wat opgewonde is. Dit beteken natuurlik ook om deel te neem, né? As jy maak dit lekker vir mense om jou. Ek wil net hê jy moet hoor, dis ver verwyder van die idee van ek sit op die troon, en ek is reg en jy is verkeerd, en jy beter so, en as jy nie so nie, dan is ek reg. Kan jy hoor, dis ver verwyder van daardie idee, hierdie idee wat Paulus in Romeine 14, eintlik maar in 15 ook, wat hy sê, hey, onthou, aan wie behoort jy? Hy is die Heer. Ons is eintlik almal maar net huishulps. Ons is eintlik almal maar net bediendes, huisknegte. Ons behoort eintlik almal maar net saam te trek en saam mekaar te leef, sodat ons reg en regverdig voor die koning van die konings kan staan. In Hebreërs hoofstuk 10 begin hy so in vers 14, vers 24. Hy sê, laat ons op mekaar ag gee. Hy sê, laat die ander ou langs jou vir jou belangrik wees, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Dis interessant, né? Tot liefde
en goeie werke. Mag dit so wees, mag hierdie gesprek wees wat in ons huise plaasvind. Kom ons hak in by mekaar en sê, kom saam met my. Ons gaan iets najaag. Hier's wat ons gaan najaag. Liefde, goeie werke. Liefde en goeie werke. En dan nou die meer bekende deel, is laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. En jy sien die kerk, is nie heeltemal verkeerd om by mekaar te kom op Sondag nie, né? Jy moet dit nie versuim nie. Jy moet dit nie maklik afstel nie. Jy maar laat ons mekaar vermaan. Nou hier kom die balans, né? Dit is altyd so mooi, die woord van die Here is nooit 'n eensydige storie nie. Jy vermaan ook mekaar en dit des te meer na mate jy die dag sien nader kom. Die dag kom nader. Jy vermaan mekaar. Dit beteken nie ons moet altyd stil bly nie. Dit beteken nie jy moet altyd maar net kies om niks te sê nie. Vermaan mekaar. Maar in hoe ons dit doen, mag daar liefde en goeie werke wees. In hoe ons dit doen, mag dit wees as mede-knegte in die huis van die Here, van een kneg na 'n ander kneg. Kan ons daai gewoonte aanleer? So van een kneg na 'n ander kneg. Wil ek vir jou sê, kom ons maak so, kom ons doen liewerster dit, kom ons jaag hierdie na, kom ons soek meer hiervan. Jaag na vrede en onderlinge stigting. Mag ek en jy gereelde bydraers tot daartoe wees, dat dit vir mense lekker sal wees om in die huis van die Here te wees. Mag dit nie net wees wanneer ons in die huis van die Here is nie, maar verder nog as dit. Mag dit wees as jy by die werk instap, mag ons so 'n great smile op mense gesigte wees, man. Mag hulle bly wees jy's daar. Mag jy wanneer jy uit jou vriendegroep uit mekaar uitgaan, mag hulle bly wees hulle het jou genooi. Hoekom? Omdat jy besig is om liefde, goeie werke, geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. Mag hierdie dinge ons fokus wees, veel eerder as die ander. Ek wil begin afsluit en ek wil graag iets van my hart afkry wat baie belangrik is vir my. En dit is dat ons asseblief, en ek pleit by jou asseblief, kom ons sien asseblief nie ons wandel saam met die Here in trappies wat ons klim. En hier is die algemene persepsie, is dat as ek onlangs tot bekering gekom het, is ek op trappie 1. As ek dan 'n bietjie Bybel lees en ek bid 'n bietjie, dan is ek dalk trappie 2. As ek dan gedoop word, dan is ek trappie 3. As ek dan gedoop word in die Heilige Gees, dan is ek trappie 4. Dan as ek 'n langstaande lid van 'n gemeente is, dan is ek in trappie 5. 'n Algemene persepsie. En ek weet ek veralgemeen. Jy sê, dis nie die idee wat die Bybel by ons skep nie. Ons het nodig om almal geestelik volwasse te wees. En 'n deurlopende bewustheid dat na mate ons volwasse word, hoe laer is ons op die trappie. Hoe meer besef ons die waarde van diensbaarheid. En hoe anders ter werk ek met mense. Moet probeer pleit, groot asseblief. Nommer 1, moenie jouself diskwalifiseer as jy onlangs tot bekering gekom het nie. Daar's 'n vuur binne in jou, nuweling, wat baie van die ouens wat al lank die Here dien, by kan leer. Vir jou wat al lank die Here dien, ons is niks meer as 'n dood eenvoudige dienskneg in die hand van die Here nie. Kom ons werk mooi met mekaar, soos ons te doen. Nou Paulus praat so. Hy praat van die, julle het nou gehoor, die wat groente eet, hulle is swakker is. Hy sê, so wie is die sterker is? Hy sê, en op die wat sterk is nou vir ons wat saam met die Here wandel, hy sê, op die wat sterk is, die ouens wat vleis eet. Hy sê, die verpligting, nie die opsioneel nie, die verpligting, asseblief is die laaste vers. Is die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie. En nie onsself te behaag nie.
Ek gaan dit nog 2 keer vir jou lees. En op die wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie. En onsself nie te behaag nie. Hoor mooi, en op die wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Daar moet by ons 'n ingesteldheid wees, 'n deurlopende ingesteldheid. Hoe nader jy aan die Here kom, hoe meer volwasse jy word, hoe meer raak jy lus om voete te was. Hoe meer staan nie iets hier binne in my op en sê, ek wil graag sien dat God se koninkryk gebou word, nie my smaak nie, nie my persoonlikheid nie, nie my voorkeur nie. Dit is nie geestelik om 'n tantrum te gooi, omdat iets nie gaan soos ek wil hê dit moet gaan nie. Dis nie geestelik nie. Wat geestelik is kan ek en jy nog voete was? Kan ons nog onsself neerlê? Dis waar die hele Romeine 14:15 gaan. Die hele ding is soos, onthou om op te kyk. Hy is die Here. Jy is die diensknegt. Kyk waar kan jy jou medediensknegte help, sodat daar 'n dag sal kom, wanneer jy saam met jou medediensknegte kan staan voor die koning van die konings, en hoor goeie en getroue diensknegt. Kan jy sien, dis ver verwyder van die hoogmoedige idee, dat hoe geesteliker ek word, hoe meer kan ek my sê, en hoe meer moet almal vir my luister. Dis nie Bybels nie. Die Bybelse idee is, kom ons dien mekaar. Kom ons wees effektief in sy koninkryk. As die party eet, hulle verheerlik die Here. Party eet nie, hulle verheerlik ook die Here. Maar elkeen sal staan en val voor sy eie Heer. Ons het 'n Heer in die hemel, 'n koning van die konings. En hy help my en hy help jou. En ons verantwoordelikheid is om mekaar te dien en diensbaar te wees teenoor mekaar. Amen. Ja, dit is wonderlik. Dankie dat jou hart oop en ontvanklik is vir die woord van die Here. Sit hierdie een op die weegskaal, soos ons met mekaar werk en met mekaar praat. Dis my hoop, dat wanneer ons daar buite is, mag daar een ding uitstaan bo alle dinge. Mag hulle sê, hierdie is Pneuma mense. Hulle weet hoe om te sterf vir hulle self. Die wat sterk is, dra die wat swak is. Nou, ek het 'n paar huisreëls wat ek gou vir jou wil gee. Nou hoop ek jou hart gaan ook so ontvanklik wees vir hierdie wat ek met jou wil deel. In die lig van hierdie skrif, in die lig van alles wat ons gesê het tot hiertoe, kan ek met jou vra, 1 of 2 goed wat regtig vir my belangrik is. En mag ons mekaar help hiermee en mag ons mekaar dien ook hiermee. In die eerste plek wil ek so net vra. So en hierdie is baie kort, is net vinnig 'n paar goed. So in die eerste plek wil ek vra, ons drink graag koffie voor kerk, reg? Ons drink ook graag koffie na kerk. Maar ons drink nie graag koffie in kerktyd nie. Dis belangrik. Ek wil vir jou vra, groot asseblief. Ek weet die koffie is net daar. Daai kafeïnvloei hier binne in jou kan partykeer op en af spring. Koffie is vir na kerk en vir voor kerk, nie vir in kerktyd nie. Is dit oukei so? Dis 'n eenvoudige diensbaarheidsding. Die ouens wat daar naby sit weet, wanneer jy in die mooiste oomblik van aanbidding het, wil jy nie klink 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 hoor nie. Is dit alright? Kan ek vir jou vra saam met dit ook, wanneer dit by die kindertjies kom? Ons is baie goed toegerus vir kinders. Ons het 'n moederskamer vir die kinders. Ons het ek dink is van 1 jaar oud af, Leonie. Van hoe oud van Desi? 1 of 2? 2 of 3. Okay, dan is heeltemal 1 nie. So hier is 'n moederskamer vir 1 van geboorte tot 1. Desi is daar van 3 af. Carla is daar nog na dit. So hier's wat ek jou net wil vra. As die kindertjies moeilik is, moenie wag tot almal om jou vir jou moet vertel kom ons dien mekaar. Kom ons eer mekaar. Is dit oukei so? Ja, en sien, al mense raak nou minder. my laaste een, en ek wil dit regtig, kan ons die kerk en die kerkterrein asseblief 'n rook- en vypvrye area hou? Amen. Ja. Hoekom doen ons dit? Want ons is lief vir alle mense. Ons is lief vir jou net soos jy is, soos die Here jou gemaak het. Ons regtig. Een sonde is nie meer of minder as 'n ander een se sonde nie. Maar hier by die kerk wil ons nie 'n struikelblok vir mekaar wees nie, nie vir ons kinders nie.
Is dit okay so? Jenne, julle is alright hoor. Ek weet nie of dit net die regte ouens is wat hier is nie, maar dit lyk nie of iemand vir my kwaad is nie. Ek wou vir sê ek was bekommerd. Hy het gewonder. Maar dankie vir julle mooi harte en dankie dat ons mekaar kan dien. Wyn is nie alright nie. Hoor jy terwyl Marius dit nou opbring. So wanneer ons as gemeente saam kuier, groot asseblief. Kom ons los daai goede by die huis. Groot asseblief. Eer mekaar, ons respekteer mekaar. Ons is lief vir julle. Is julle op pad om te kom sing? Ja, julle kan kom. Julle kan kom.